Welkom by NHKA se Jeugfokus. Vir enige iemand wat geloof vorm by kinders en tieners, deel dit asseblief met kategete, kleingroepleiers, mentors en kinders se ouers. My naam is Dominee Anel Boshoff. Ek praat vandag oor Aswoensdag, lydingstyd en wat dit behels. Wat is ons veronderstel om nou te doen in hierdie tyd? Volgens die kerkkalender is ons tans besig met lydingstyd. Lydingstyd staan al jare bekend. Vanaf die vroeë kerk, party bronne sê so vroeg soos die tyd van die apostels, het mense al intentioneel hulle self vir 40 dae nader aan die Here bevind. Intentioneel gevas, intentioneel gebid, meer omgegee oor hulle naastes. Hoekom 40 dae? Die hele periode vanaf Aswoensdag tot Stil Saterdag is ongeveer 40 dae en 6 Sondae. Die fokus val op 40 dae, want Jesus was 40 dae in die woestyn versoek. Ons weet as jy die Sondae bytel, vind jy 46 dae, maar na die konsilie van Nicea in 325 na Christus, het hulle besluit om by 40 dae te bly, omrede 40 'n belangrike rol speel in die Bybel. Moses was vir 40 dae en nagte op die berg Sinaï, toe God die wet vir hom gegee het. Elia het vir 40 dae en nagte geloop om by Horeb, die berg van God, te kom. En die Israeliete het vir 40 jaar in die wildernis rondgeswerf. As 'n mens hierna kyk, kan jy agterkom waarom hulle gevoel het, hierdie 40 dae is essensieel, sodat 'n mens in lydingstyd, op die dag van Aswoensdag, terugdraai na die Here, intentioneel besef, dat hierdie is die tyd, wat ek weer by die Here se voete moet gaan sit, en vir die Here moet vra, Vader, waarom het jy my so lief, dat jy jou enigste seun gestuur het, om vir my sondes te kom sterf? Aswoensdag is die eerste dag van die lydingstyd. Aswoensdag herinner ons aan die sterflikheid van die mens. Dit moet ons herinner, dat elke mens die behoefte het, om met God versoen te word, en dat Jesus gekom het, om ons te laat besef, hy is liefde, en hy is lief vir ons. Palmsondag is die Sondag net voor Paasfees. Op hierdie dag onthou ons Jesus se intog in Jerusalem op die rug van die donkie. Dan kry ons ook die dag voor Goeie Vrydag. Dit is wanneer ons terugdink aan die laaste maaltyd wat Jesus saam met sy disippels gehad het. En dan natuurlik Goeie Vrydag. Hierdie is die dag waarop gelowiges Jesus se kruisdood herdenk. Die woord goeie herinner ons daaraan dat ons as gevolg van Jesus se kruisdood vergifnis vir ons sondes ontvang en dat hy vir ons 'n plek voorberei in die hemel. Ons moet net glo. Paasondag, soms word dit ook Opstandingssondag genoem, vier ons die feit dat Jesus opgestaan het uit die dood. Deur geloof in hom het ek en jy die geleentheid om versoen te wees, om in 'n verhouding met hom te wees. In die lydingstyd, tradisioneel, het die gelowiges meer gebid, gevas en intentioneel meer omgegee oor die naaste. Tydens lydingstyd fokus ons om afstand te doen van iets. Baie keer as iemand praat van hulle vas, dan is hulle besig om doelbewus hulle oë van die wêreld af te neem en te fokus op God. Daar is baie maniere waarop mens tydens lydingstyd kan vas. Diabetes kan byvoorbeeld nie vas nie. En ons moenie voel dat die Here van ons verwag dat ons moet vas nie. Daar is geen vereistes hierop nie. Maar dit is wel goed vir jou. Dit sê die Bybel duidelik. Jy kan vas deur sosiale media uit te los. Vas dalk van die televisie af. Ons hoef nie
op dieselfde manier te vas nie. Die idee is dat wanneer jy vas, dat jy jou fokus skuif van die wêreld af na God toe. Dat jy jou fokus skuif na gebed met God en op jou verhouding met God sterker te maak. En dan, om te gee, daar is 'n baie sterk klem daarop, om ingestel te wees tydens die lydingstyd, op wie om jou 'n behoefte het. Wie stuur die Here op jou pad? Dalk moet jy genade bewys, liefde, dalk deur vrygewig te wees, of om net 'n oor te hê wat luister. Ek hoop van harte, dat jy hierdie insiggewend vind, en dat jy weer besef, vandag op As Woensdag, jy is sterflik, jy is nietig, en God het Jesus Christus gestuur om vir jou te kom red, van jouself, en om jou te kom leer van liefde. Doen 'n bietjie afstand van die wêreld af in hierdie 40 dae wat voor jou lê, en fokus op God.